Tandrali se Lucieshuis is vir my soos Hertsoggies of Jan Smits koekies. Dit kan op aarde nêrens anders vandaan kom as uit eie bodem nie. En die draaiboek van Beyers Boshoff is so heerlik Afrikaans. 'n Mens het al vergeet van woorde soos gatsometer. En die manier waarop dit hierin gebruik word, is so half stuitig, maar dit maak jou ook sommer nostalgies. Eintlik is daar 'n hele paar dinge in Tandrali se Lucieshuis wat 'n mens skoon nostalgies sal maak. Dit herinner jou in 'n paar opsigte aan eras wat vir altyd verby is. Die ou groot geeste wat hierin die hoofrolle vertolk, leef nie een meer nie. Wena Nodee, Sande Lange en Siegfried Meinhard. 'n Mens kan miskien die storie in 'n paar reëls opsom, soos daar in die temaliedjie gedoen word. Maar veral hierdie drie se spel maak dit 'n besonderse ervaring. Die twee ou tantes is 'n absolute plesier. Sande Lange as die korrelkop Matilda en Wena Nodee as die lieftallige Rali. As 'n mens hare wil kloof, kan jy wonder hoekom dit nou eintlik Tant Rali se Lucieshuis is. Want Matilda is die een wat vir die huis geteken het en boonop ook die bord uitgehang het. Hier is bewysstuk A. Hoekom so hoog, Matilda? Niet zo'n korte keis als jij niet. Wonder of je ooit iets van krijgt. Heb je gepraat? Nee, woord niet. Lijkt ons naar rijden gaan naar Lucy's huis zijn, hè? Nee, Lucy's huis. Hij is net voor ons klompje. Breng jullie er bijwerk daar binnen, kan niet meer staan en gaan gaat niet. Altijd je veel werk in doen. Natuurlik hoef Siegfried nie 'n tree vir hul talent terug te staan nie. In die volgende toneel is hy te sien saam met 'n bloedjong George Balot, wat die rol van 'n ordentlike mediese student vertolk. Waar het jy pyn nou, Bas? Hier. Dan kom eens kyk. En waar nog? Hier, waar ik kan Op mij, jij moet maar alleen aangaan. Ik denk eens daar in de skierige aagje ontslaan. Die meisie waarop hy sy oog het, is Boeboe, vertolk deur Rihanna Pinaar. En daar's nie fout met haar bene nie. Seker die dat hy hom so 'n bietjie soos 'n tang gedra wanneer hy haar sien. 'n Mens herken sommer klaar daai loslittigheid wat van sy skollie in 5 ster so 'n reuse sukses gemaak het. Joey! Geef my 'n tang. Lijkt dit misschien voor je zo'n tang? Vra nie of dit 'n tang is nie, ek vra, het jy vir my 'n tang? Van Parsman. Hey. Die groot man homself, regisseur Dirk de Villiers, maak à la Hitchcock 'n vinnige verskyning in sy eie prent. En hy het seker nie te ontuis gevoel nie, want hy was mos op sy dag in die vloot ook. Hy is die middelste baardman wat so lekker lag. Dit is de beste klap wat ik ken. Hier is zo'n pracht. Hier is een bal voor mij. Zij kan niet zonder mij leven. Sy moet by die bal wees. Ga je mee? Ik slaap voor jullie wees. Luister, CJ. Bring jy maar net die rolls, hè. Tussen die groot geeste en opwindende jongelinge is daar 'n wonderlike klein kamee van die lang stil man. Dit is nogal 'n bietjie prettige andersheid. In gepraat van anders, as jy nou regtig wil nostalgies raak, dan verwonder jy jou oor die jaar 1974 toe die Kaap nog half Hollands en beslis meer bekostigbaar was. Dese dae sou Tandrali slim gewees het en haar tamboerskloof kasarm in 'n gastehuis omskep het.